Baie dankie. Verlede week het ons, ek het nou nie die skriflesing vanmôre op die bord nie, dit is Titus 1 van vers 10 af, u kan so lank blaai. Verlede week het ons dan die oggend stilgestaan by die eerste 4 verse en het ons gekyk hoe God die fondament in ons lewens kom lê vir 'n godvrugtige lewe. Hy stuur mense om die waarheid na ons toe te bring, sodat ons kennis van die waarheid kan opdoen en dat ons daardeur na die godsaligheid of 'n lewe van godsvrug kan voortgaan. Dit gee ons die vaste hoop van die ewige lewe. God kan nie lieg nie, het ons gesien. En toe het ons verlede Sondag aand het ons by vers 5 tot 9 stil gestaan oor wees 'n voorbeeld. En pragtige gedeelte in die woord van die Here. Nou kom ons vanmôre by vers 10 en ons lees tot by vers 16 saam. En onthou die konteks, hy het nou vir ons kom leer, ons moet 'n voorbeeld wees. Ek het jou op Kreta agtergelaat, dat jy sou regmaak wat oorgebly het, ouderlinge aanstel, manne moet onberispelik wees en al die dinge. En dan kom hy by vers 10, dan sê hy, want, in die lig daarvan dat ons voorbeelde moet wees, want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderstebo deur te leer wat nie betaam nie, terwille van vuil wins. Een uit hulle, dis nou die Kretense, die mense van Kreta, een uit hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. En hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. Alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Tot daar lees ons dan saam vanmôre uit die kosbare en onfeilbare woord. Mag die Here ook die verkondiging, die oordeenking daarvan in ons harte seën. Ons gaan saam bid. Ek wil vra dat die mans vir wie dit moontlik is sal staan, dan bid ons saam asseblief. Ons dierbare hemelse Vader, U wat van ewigheid tot ewigheid is. Toe Moses vra, wie moet ek stuur? Vra het my gestuur. Toe sê U vir hulle, of vir hom, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. En dis die woord Jahwe of Jehovah. En baie dankie Here dat U vandag steeds ons groote God, ons ek is. Here, U het nooit verander nie. U is dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid. Dankie vir die onfeilbaarheid van U as persoon, in U karakter, in U godheid. Dankie vir die woord wat U vir ons gegee het, en o Here, hoe kosbaar is U woord, en hoeveel leer ons nie vir ons lewe op aarde, en ons voorbereiding vir die ewigheid uit U woord uit nie. U woord omvang alles wat ons nodig het. En elke mens wat met U woord erns maak en wat met U woord tyd spandeer, kan getuig dat dit is 'n lewensveranderende boek. Dis 'n boek wat ons hele lewe Godwaarts rig. Dis 'n boek waarin ons die Here leer ken
En ook onsself leer ken, ons eie feilbaarheid, ons eie nietigheid, ons eie sondigheid. Dis 'n boek wat vir ons die weg tot sekerheid in die ewige lewe bekend maak en uitstippel. En wanneer 'n mens 'n Bybel het, dan is dit so duidelik hoe jy met God versoen kan word, deur die bloed van ons Here Jesus. Vader, baie dankie vir 'n gemeente waarvan ons deel kan wees. Dankie vir elke een teenwoordig vanoggend. Dankie ook vir elke besoeker wat hier by ons is. Ons wil hulle verwelkom met die liefde van die Here Jesus, en dit is ons gebed dat elke persoon vanmôre hier, jonk en oud, deur God aangevuur sal word om vir u te lewe en om u waarheid lief te hê met ons alles wat in ons is. Vader, dankie dat ons vir ons land kan bid. Ons land bloei by wyse van Spreuke. Daar's soveel korrupsie en soveel misdaad en soveel ongeregtigheid wat op die oomblik in Suid-Afrika seevier. En daar is maar een enkele rede, omdat God geminag word in Suid-Afrika. U word geïgnoreer asof u nie bestaan nie. En ons wil vra, o Here, wil u dit nie verander nie? Wil u nie begin by u kerk, by u kinders? Wil u nie vir ons 'n herlewing in ons harte stuur, waar ons met 'n nuwe vuur en met 'n nuwe ywer sal najaag om die Here te eer en te verheerlik en te dien met alles wat in ons is? En as u kerk so ontmoet, wil u hê, Here, of wil u gee dat dit sal uitvloei en oorvloei na buite, dat verlore siele daar buite met die evangelie van Jesus gekonfronteer sal kan word, die lewensveranderende boodskap van die kruis en die opstanding, en dat lewens in Suid-Afrika kan verander. En ek weet vanmôre, ek het geen twyfel in my hart nie, as u dit vir ons doen, dan sal alles in hierdie land verander. Die gesindhede, die motiewe, die misdadigheid, die korrupsie, alles, Here, sal van self en van binne regkom. En ons sal 'n nasie wees wat God eer en wat u naam groot maak. En ag, ons wil vanmôre as gemeente regtig u daarvoor vashou. En dan weet ons, sal al die ander dinge, die dienslewering, die ekonomie, die werkskepping, die werksetiek, alles sal regkom as ons net met u kan ontmoet. En ag Here, daarvoor het ons u so nodig. En ons weet nie hoe u vanmôre oor Suid-Afrika oordeel nie. Ons het nie toegang tot u, wat u dink en u gedagtes nie. Die skrif leer ons dat die oordeele van God is ondeurgrondelik. Maar ons pleit by u, Here, ons smeek by u, wees ons in Suid-Afrika asseblief genadig. Wil u ons nie asseblief nog net een kans gee, 'n bekeringsgenade oor ons uitstort en ons na u toe trek nie? Dit pleit ons vanmôre. Dankie dat ons kan bid vir ons broers en susters wat verjaar die week. Ons wil hulle aan u opdra, ons wil vra, seën hulle elkeen baie, baie ryklik in die nuwe lewensjaar. En ook die groep mense wie se name verskyn vanmôre op die lys van voorbidding. Wees u met hulle asseblief, Here. En waar dit u wil is, wil u hand van genesing uitstrek en hulle aanraak. Ons bid dit in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Ek wil net gou vra, is Tannie Marie vanmôre hier? Tannie Marie Leroux. Daar sit Tannie. Baie welkom terug na al die beproewinge. Ons het vir Tannie gebid en ons is dankbaar dat u saam met ons is vanmôre. Hoor, die Here se seën. Goed. Dan is dit nou my voorreg om u met die woord van die Here te bedien, en ons tema vanoggend is beskerm die gemeente met die waarheid. Dis ons enigste beskermingsmeganisme
Dis die waarheid van God se woord. Ons kan al die ander dinge probeer. Dit is nie 'n beskermingsmeganisme nie. Beskerm die gemeente met die waarheid. U het seker al opgemerk, die van u wat lief is om Wildtuin toe te gaan, en wat graag bietjie in die winter tyd daar in die Wildtuin spandeer, dat daar is, oral in die Wildtuin is daar borde. Danger. Weet nie wat beteken dit nie. Danger. Moenie uit jou voertuig uitklim nie. So 'n klomp spoilsports, nê? Hoe lekker sal dit dan nou nie wees as ons enige plek in die Wildtuin sommer net kon uitstap en lekker rondloop daar in die veld. Nee, dit is nie wat dit is nie. Dit is nie omdat hulle ons pret wil bederf, in ons vakansie wil bederf nie, maar om ons te beskerm. Dit is 'n beskermingsmaatreël. En waar daar gevaar is, en waar daar in gevaarlike situasies waarskuwings gegee word, is dit 'n gebaar van liefde. Dis 'n gebaar van omgee. Die owerhede wil nie hê dat ons daar in die Kruger Wildtuin moet seer kry en ons lewens op onnodige maniere in gevaar moet stel nie. Nou, verlede week Sondag aand het ons gesien wie God as ouderlinge in die gemeente aanstel. Wat 'n voorbeeld die ouderlinge en die diakens vir ons moet stel in die gemeente. En Petrus bevestig dit as hy sê dat ons oor die kudde toesig moet hou as herders. Nie uit dwang nie, maar vrywilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Nie as heersers oor die gemeente nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En ons het ook dan verlede Sondag aand gesien dat hierdie voorbeeld wat in die ouderlinge behoort te wees en moet wees, eintlik dan ook in die hele gemeente sigbaar moet raak. Elke kind van God moet hierdie eienskappe uitleef, karaktereienskappe. Dit moet deel van die hele gemeente wees. En dan het ons gesien hoe Paulus aan Titus die opdrag gegee het om in elke stad op Kreta ouderlinge aan te stel, wat die gemeente kan lei, wat vir die gemeente voorbeelde kan wees. Ekskuus tog, hierdie ding is nou weer, ek moet op een of ander manier, moet ek nou begin uitwerk, hoe werk die ding? Maar hoekom is dit so dringend, dat daar leiers moet wees? Hoekom is dit so belangrik dat daar manne van God moet wees, wat as voorbeelde die gemeente vorentoe kan neem, en kan lei op die weg van die Here Jesus? En ek dink om dit te verstaan, is dit miskien belangrik, dat ons vanmôre net so 'n stukkie agtergrond ook met mekaar deel, oor hoe het die kerke in Kreta tot stand gekom. Nou, daar in Handelinge lees ons dat die Heilige Gees uitgestort is, en hoe hulle toe in ander tale begin het om te praat oor die groot dade van God. En dan op 'n stadium, dan sê hulle, hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal praat oor die groot dade van God. En onder andere, daar's Parters en Meders en Elamiete, jy kan bietjie gaan lees, wie was almal daai dag in Jerusalem. Maar in daai lys staan daar ook die woord Kretense. Wie is die Kretense? Dis hierdie mense. Dis hierdie mense vir wie Paulus nou aan Titus die opdrag gee, ek het jou op Kreta agtergelaat waar die Kretense bly, sodat jy kan klaarmaak wat nog nie klaar was nie, en dat jy van stad tot stad ouderlinge kan aanstel. Met die gevolg, daar
in Jerusalem op Pinksterdag het daai Kretense teruggegaan na die eiland Kreta en daar het in verskillende plekke kerke ontstaan, gemeentes geplant. En nou moet hierdie gemeentes, hulle moet nou groei, hulle moet nou tot wasdom kom, hulle moet geestelik volwasse word, hulle moet diensbaar vir die Here Jesus wees, hulle moet getuies wees op die eiland Kreta. En daarom is dit so belangrik dat die ouderlinge in besonder voorbeelde sal wees vir die kudde. Nou, later het Paulus self die eiland besoek, ons kom dit agter, hy sê vir Titus, ek het jou op Kreta agtergelaat, wat baie duidelik sê dat hy was saam met Titus op Kreta, hy het ook daar gepreek, hy het ook daar die evangelie verkondig, maar sy besoek het tot 'n einde gekom en hy moes verder reis en hy kon nie alles afhandel wat nodig was nie en daarom skryf hy dan vir Titus om hierdie rede dat ek jou op Kreta agtergelaat, dat jy die werk sou voltooi en ouderlinge sou aanstel. So het Titus dan 'n voorganger geword. 'n Mens kan amper sê hy was die ringsvoorsitter op die eiland Kreta van al die gemeentes. Nee, hy moes toesien dat die ouderlinge in die verskillende gemeentes hulle taak doen en die evangelie moes kon uitbrei en die gemeente moes kon groei. So ons het hier te doen met 'n jong gemeente, jong kinders van die Here wat pas tot bekering gekom het en wat uit 'n heidense agtergrond tot geloof gekom het en hulle moes nog geweldig baie leer. En soos altyd was die sielevyand oombliklik slaggereed en meer as gewillig om ook die evangelie wat hy so passievol haat te kom verdraai en 'n ander kinkel in die kabel te kom sit en met dwaalleer die gemeente op 'n verkeerde pad te probeer lei. So daar was baie spoedig dan ernstige probleme in die midde van die gemeente, want daar is baie wat tugteloos is. Lees ons in vers 11. So dis waar ek dit vandaan kry. Dis nie maar net, ek het nou gedink daar was slegte mense en hier staan dit. Nou ja, ek wonder vandag as ons nou sulke mense ongediertes, leenaars en lui buike sou noem, hoe vinnig sou jy 'n prokureursbrief kry? Wat jou gaan aanskryf en vir jou sê, hoor, jy moet in die hof verskyn, jy het nou haatspraak en naamskending en al die tipe van goed, maar hier noem Paulus dit op die naam. So, daar was baie uitdagings vir die gemeente en die valse leraars was een van die groot probleme, soos in al die ander plekke waar Paulus hulle die evangelie geplant het. En iemand wat onervare is in die geloof, iemand wat nog nie geestelik volwasse en geestelik sterk is en staande kan bly en die waarheid baie mooi van die leuen kan onderskei nie. So iemand kan baie maklik op sleeptou geneem word, kan baie maklik ontwrig word in sy of haar geestelike lewe. En ons lees in hierdie gedeelte dat hulle eintlik hele huisgesinne ontwrig het. Dis eintlik baie sleg wat ons hier lees, om mense van die suiwer evangelie af weg te lok. En dan verstaan ons, waarom het Paulus dan in die vorige gedeelte soveel aandag gegee aan voorbeeld? Hoekom is dit so belangrik dat jong Christene die regte voorbeeld moet sien in volwasse kinders van die Here? Dit help nie ons praat net nie, ons moet lei deur ons voorbeeld, het ons verlede Sondag aand vir mekaar gesê. Dis belangrik om te weet vanmôre, watter soort manne, leiers in die gemeente moet wees. Maar dit is nog belangriker om te weet, hoe nodig die gemeente sulke leiers het. Sien jy die verskil? Het is belangrik om te weet, wat se manne leiers moet wees, maar ook belangrik om te sien, hoe nodig die gemeente sulke voorbeelde, sulke leiers het. En ons vind dan die antwoord in die gedeelte wat ons vanmôre
saam gelees het. Omdat God sy gemeente deur die waarheid, as ek net weer ons tema kan flits, beskerm die gemeente met die waarheid, omdat God sy gemeente met die waarheid teen dwaling wil beskerm, vers 9, hy sê jy moet een wees wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Kyk ons dan vanmôre na hierdie tema. En daar's 'n paar gedagtetjies, 4 gedagtes wat ons uit hierdie tema wil uitbou. In die eerste plek, die gemeente moet in staat wees om die gevaar te herken. As daar gevaar is, dan moet die gemeente in staat wees om dit te herken. Mag ek u vra, hoeveel predikers is daar vandag op YouTube? Ons het nie 'n idee nie, nê? Maar sonder om 'n getal te noem, kan ons met sekerheid vanmôre vir mekaar sê, duisende, derduisende predikers op YouTube. Kan ons aanvaar dat almal van hulle die waarheid praat? Nooit. Ons het al baie duidelik gesien dat daar baie ouens op YouTube is wat ja, ek gaan dit nie sê nie, hier staan dit. Verskriklik. En daar's baie kinders van die Here wat jonk en onervare is en wat nie so lekker die grate en die vis van mekaar kan onderskei nie. Dan kry hulle grate en hulle sluk derms. En dit gaan met hulle sleg en hulle verstik en hulle word siek geestelik en dit gaan met hulle moeilik. Die gemeente moet in staat wees om die gevaar te herken as dit na jou kant toe kom. Vers 10 sê, want daar is, wel dit was in Paulus se tyd al so, dis net nou met YouTube baie meer in ons bereik. Daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is. 3 dinge, kan jy dit sien? Hulle is tugteloos. En as jy daai Griekse woord in die woordeboek gaan kyk, dan staan daar refusing submission to authority. Refusing submission to authority. Hulle weier om hulle te onderwerp aan gesag. Undisciplined. Hulle is ongedisciplineerd. Hulle doen wat hulle wil. Ek sal my nie laat voorskryf nie, ek doen wat ek wil. Disobedient, ongehoorsaam aan die woord. Rebellious, rebels, né? Dis die woordjie tugteloos in die oorspronklike taal. Hulle onderwerp hulle nie aan God se waarheid nie. Hulle leer wat hulle wil. Hulle doen wat hulle wil. Hulle verdraai die woord om elke hoek en draai. En hulle aanvaar niemand se gesag nie. Gesag is vir hulle 'n probleem. Jy maar kyk, so 'n persoon onderwerp hom net aan sy eie gesag. I, me and myself, daai 3 is altyd reg. Die res, ek steur my nie aan wat enige iemand sê nie, solank ek doen net wat ek wil. Hulle leef volgens hulle eie idees, tugteloos. Hulle praat onsin in die tweede plek, sê Paulus. Dit beteken nie noodwendig dat hulle swak sprekers is nie. Kyk, daar's ouens wat gruwelike dwaalleringe verkondig en dan sy een van die beste redenaars, een van die beste sprekers wat jy kan kry. Hy het die kuns van oratorskap het hy bemeester. Hy weet hoe om 'n gehoor mee te sleur met dinge wat hy sê. Maar wat hulle sê, die inhoud wat hulle sê, is vals en dis leeg, al klink dit indrukwekkend, dit is van die waarheid van God se woord verwyderd. En 'n mens moet by 'n plek in jou lewe kom waar jy in staat is om dit te herken. En dan in die derde plek, wat is hulle motief? Wat wil hulle regkry? Wat wil hulle doen? Hulle verlei mense.
Hulle laat mense afdwaal van die waarheid af, weg van die waarheid af. Hulle lei mense weg van die Here Jesus Christus af, agter allerhande dinge aan. En dan sê Paulus hierdie, ek het nou 'n byvoeglike naamwoord gesoek, maar ek gaan die een gebruik wat in my kop is, hierdie skrikwekkende ding. Hulle keer hele huise onderste bo. Die tieners sou nou gesê, dis scary. En ek sal sê amen. Hulle keer hele huise onderste bo. Weg van God af, weg van die waarheid af. En dit is waarom dwaalleer nooit bloot net 'n akademiese kwessie is nie. Ons moet nie dink, ag, weet jy wat, hulle is maar net 'n ou klompie ouens wat van ons verskil nie. En ons kan so bietjie met hulle debatteer nie. En jy weet, en ons kan ons standpunt stel en hulle kan hulle standpunt stel nie. Dwaalleer is ingestel op vernietiging. Die vernietiging van mense se geestelike lewens, die vernietiging van gemeentes, die vernietiging van gesinne. Hulle keer hele gesinne onderste bo, die vernietiging van ware geloof. Weet jy van hoeveel jong manne het ek al gehoor wat na die groot fakulteite gaan om teologie te gaan studeer, want hy het 'n begeerte in sy hart om iets vir die Here te doen. Dan kom baie van hulle daar aan, dan ken hulle nie die Here waaragtig nie, hulle is nie weergebore nie, hulle is nie op die fundament Christus nie. En binne 'n jaar of 2, dan is hulle by daai fakulteit weg, ongelowig. Van God verwyderd, heeltemal. Dan sê hulle, as dit is, wat godsdiens is, dan wil ek niks daarmee te doen hê nie. Daar's baie sulke wrakke in hierdie land en in baie ander lande. Dit is so. En dis hoekom Paulus dan verder gaan en hy sê, hulle monde moet gestop word. Hulle moet stilgemaak word. Nie met geweld nie, nie met haat nie, maar deur die waarheid. Julle sal die waarheid ken, sê die Here Jesus, en die waarheid sal julle vrymaak. Nou, ek weet, as iemand 'n dwaalleer omhels het, en hy is blind vir die waarheid, dan gaan jy daai persoon sekerlik nie oortuig maklik nie. Net die Heilige Gees van God alleen kan so 'n mens van sy dwaalweg laat bekeer en tot ander insigte kom. Maar ten minste moet die waarheid in die gemeente helder verkondig word, sodat die gemeente, dis die punt wat ons probeer maak, die gevaar herken. As ek YouTube aansit en ek hoor hierdie ou wat goed praat, wat nie strook met God se woord nie, dan moet ons so met die waarheid gevoed wees, ons moet so in die waarheid geanker wees, dat ek dadelik kan sê, ek herken hierdie ding as 'n dwaling, en ek gaan nie daarvoor val nie. Die tweede ding wat ons moet herken is misleiding. Misleiding. Vers 11. Hulle leer dinge wat nie betaam nie. Hoekom doen hulle dit? Terwille van vuil wins. Kan jy glo dat hulle van Paulus se tyd af, hulle met die evangelie wil verryk? En dwalinge verkondig wat Dr. Willie Maree het altyd daai gedeelte so mooi uitgelê as hy sê, daar sal 'n tyd kom wanneer mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte predikers versamel, wat sê wat hulle graag wil hoor. En Dr. Willie het altyd gesê, daai beteken om in die oor gekielie te word. Lekker, dis so lekker. Hierdie klanke is so mooi. God wil nie hê jy moet arm wees nie. God wil hê jy moet skatryk wees. Dis 'n dwaling. Dis 'n leuen. Dit staan nie in die Bybel nie. Materialisme is 'n vyand van die evangelie. Ja, die Here seën mense, sommige mense met rykdom, daar's nie 'n probleem daarmee nie, want hy kan hulle vertrou daarmee. Hulle is rentmeesters van God.
Maar dis 'n leuen om te sê, God wil hê ons moet almal skatryk wees. Dis 'n leuen. So kom die Here sê, gee my vandag my daaglikse brood, daarmee sal ek tevrede wees. En diegene wat die Here vertrou met rykdom, hy weet hoekom hy dit doen, en dis nie 'n probleem nie. Hier sien ons iets baie belangriks. Dwaalleer begin baie dikwels nie by verkeerde teologie nie, maar by 'n verkeerde hart. Hierdie ou wil graag ryk word, en dan sê hy, man, hier's 'n gap, nee, ek gaan hom soos 'n goeie senter vat. Ek gaan hierdie gaping slaan vandag, en ek gaan vir hierdie mense sê wat ek weet hulle wil hoor, en dan kan ons maar groot emmers na die tyd hier deur die kerk stuur, en ons gaan hulle volmaak. Nee? My probleem is nie dat daar vir die koninkryk van God geld inkom nie. Die Here wil hê ons moet gee vir sy koninkryk. My probleem is dat daar predikers is wat met hulle eie privaat stralers die wêreld rondvlieg, wat in elke stad op aarde 'n 3-verdieping mansion het, wat 'n Rolls Royce ry, plus 'n Ferrari, plus 'n Porsche, plus, en dan sê hy vir sy gehoor, as Jesus vandag op aarde was, dan sou hy 'n mouherpak gedra het. Nee, dis die tipe Jesus wat hulle verkondig. Ek het een van hierdie predikers hoor sê, daai gedeelte waar Jesus sê, die voëls van die hemel het neste en die jakkals het gate, maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Dit moes nooit in die Bybel gewees het nie, dis 'n leuen. Die duiwel het dit daarin gesit. Herken u die misleiding? Sien u dit raak? Vir wat dit is, misleiding? Om jou op 'n verkeerde pad te kry? Wanneer geld en mag en gewildheid en selfverheffing op die voorgrond kom en dit Christus op die agtergrond sit, dan moet jy weet, jy het met misleiding te doen. Dan moet jy wakker wees. En jy moet weghardloop so vinnig as wat jy gaan. Hierdie uitspraak in vers 12 is eintlik baie, baie, wat sal 'n mens nou sê, dis amper komies. Een uit hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike, en hierdie getuienis is waar. Nou, dit was nie 'n veralgemening nie. Paulus het nie hiermee bedoel dat alle Kretense is nou so nie. Maar dat dit eintlik soort van die kultuur op Kreta geword het. Dit was die aanvaarbare norm. Jy kan maar lieg soos jy wil. As vandag ook mense wat dink jy kan lieg soos jy wil. Jy kan maar sê wat jy wil, as jy daarmee wegkom, goed vir jou. Dis nie waar nie. Hierdie dwaalleraars het ook hierdie gees van leuenagtigheid en ongediertes en luiheid het hulle weerspieël in hulle lewe en hulle leer dit wat hulle gedoen het. Daarom sien ons dit ook vandag. Wanneer mense hulle self so uitermate verryk met die evangelie en nie tevrede is met net genoeg om van te lewe nie. Maar ek wil verryk word, ek wil uit die evangelie wil ek wins maak, ek wil skatryk word en hulle eie koninkryk bou en Christus op die agtergrond verdwyn, dan moet daar vir ons groot rooi waarskuwingsligte opgaan en ons moet die misleiding raak sien en ons moet daarvan wegvlug. Ek wil net vers 15 hier inbring. Dis 'n baie belangrike teks, maar dis ook een van daai, as jy hom oppervlakkig lees, dan gaan die waarheid daarvan by jou verby. Vers 15. Alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie. Maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Paulus bedoel nie dat 'n kind van God nou enige iets kan doen omdat alles sogenaamd rein is nie. Hy praat hier van mense wat die evangelie met mensgemaakte voorskrifte wou belas.
En vir weergebore mense, vir kinders van God, wat deur die Heilige Gees gereinig is, of deur die bloed van Christus, en die Heilige Gees woon in hulle, hoef 'n mens nie jou verhouding met God deur allerhande menslike reëls te probeer belas nie. Dis wat hier staan. Hierdie dwaalleraars kyk na alles deur 'n vuil besoedelde bril. Hulle verstand is besoedel, hulle gewete is besoedel, daarom verdraai hulle ook die waarheid van God. En die grootste gevaar is nie noodwendige verkeerde leerstelling nie, maar 'n hart wat nie ontvanklik is vir die waarheid nie. Dis 'n gevaar. So ons moet ook in die tweede plek die misleiding. Die derde gedagte, die gemeente moet die waarheid herken. Ons moet die gevaar herken, ons moet die misleiding herken, maar ons moet ook die waarheid herken. In vers 13, daarom, in hakies Titus, moet jy hulle skerp bestraf. Moes Titus hulle bestraf om hulle te verneder? Nee. Sodat, daar is die antwoord, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Titus, as jy daar op Kreta werk en arbei en jy sien dat daar gemeentelede is wat om een of ander rede 'n dwaling gesluk het, 'n verleier se woord geglo het, dan moet jy hulle skerp bestraf uit die woord uit. Waarom? Sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Wat 'n wonderlike doel. Die doel van teregwysing is nooit om iemand te vernietig nie. Dit is altyd herstel. En die woord wat Paulus hier gebruik vir skerp bestraf beteken om iemand deur die waarheid van God se woord reg te help, weer op die regte pad te sit. Dit is net soos 'n dokter wat 'n siekte diagnoseer om 'n pasiënt gesond te maak en dan miskien ingrypende behandeling doen om daardie pasiënt weer genesing te kan laat ervaar. So kom die woord van God en wys hy vir ons dwaling uit om mense terug te bring na die Here Jesus toe. Het is eintlik verskriklik dat 'n mens teen soveel dwalinge moet waak in die dag waarin ons veral lewe, né? Dit wemel daar buite van leuns, van dwaalleringe. En hoe wonderlik dat God se woord die krag is, die waarheid is. Sê die Here nie vir Jeremia in Jeremia 23 vers 29, is my woord nie soos 'n vuur nie, soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel? En wanneer God daardie hamer in jou lewe moet toepas om die dwalinge te kom stikkend kap en jou hart, wil ek amper sê, te vermurwe, dan is dit met die doel om aan jou 'n nuwe hart te gee, 'n sagte hart, 'n ontvanklike hart vir die waarheid met liefde. Wanneer ons by Titus 3 kom, dan gaan ons ook na iets anders kyk oor dwaalleringe. In Titus 3 vers 10, ek gaan dit net aanhaal, ek gaan nie nou daaroor praat nie, ek sal volgende week daarby kom. Aan 'n man wat partyskap verwek in die gemeente. As daar iemand in die gemeente is wat verdeeldheid veroorsaak, partyskap bewerk, sy eie idees het en sy eie idees wil afdwing, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaaning. So as daar iemand is wat partyskap verwek, dan moet die kerkraad daai persoon vermaan. As daai persoon volhard in sy weë, dan vind daar afskeiding plaas, dan vind daar onttrekking plaas. Want die gemeente van God kan nie verdeel word nie. Die gemeente moet 'n eenheid bly. Wetende vers 11 dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordelend staan. Dit bring ons by die vierde gedagte. Die gemeente moet ook die waarheid tentoonstel. Ons moet die gevaar herken, ons moet die misleiding herken, ons moet die waarheid herken, maar ons moet ook die waarheid tentoonstel. Vers 16. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. So wat is die gemeente se roeping? Ons kan nie voorgee dat ons God ken, maar ons dade weerspreek dit nie. Ons dade moet die Here Jesus
absoluut. En vanaand kom ons nou by die kersie op die koek, as ons kyk na ons lewens, moet die evangelie versier, nie versuur nie. Versier, nee, dis die kersie op die koek. Hier kom Paulus by die kern van hierdie saak, die grootste toets van 'n mens se bediening en van enige prediker se bediening en van 'n gemeente se bediening eintlik, is nie hoe mooi iemand praat nie. Is nie hoe welsprekend iemand is nie. Is nie hoe iemand mense kan beïndruk nie. Dit is soms nie so moeilik nie. Is ook nie hoeveel geld inkom en hoeveel boeke verkoop word by die boeketafel. En dis daarom 'n suksesvolle man hierdie hoor, wat ons nou in ons gemeente het nie. Dis nie die toets nie. Die toets is, word Christus in die lewens van die gemeente sigbaar. Dis die toets. En as dit nie gebeur nie, dan dop ek die toets. Dan beteken die bediening wat ek hier het niks. Word Christus in ons lewens sigbaar. Want die ware evangelie verander altyd mense. Kan nie anders wees nie. En dis presies waarmee Paulus hierdie brief begin het. Paulus, 'n diensknegt van God, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God, en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Die kennis van die waarheid bring godsvrug in ons lewens tevoorskyn. Daarom sê Paulus, hulle bely God, maar hulle lewe ontken hom. Wat 'n ernstige waarskuwing. Liewe gemeente, die Here wil nie hê dat ons die hele tyd besig moet wees om dwaalleraars te bestudeer nie. Die Here wil nie hê dat ons uiteindelik elkeen wat hier sit 'n bediening moet hê waar ons die dwaalleraars so kan opnoem en sê, hoorie, pas op vir die ou vir dit, pas op vir daai ou vir dat en sis en so nie. Hy wil hê dat ons die waarheid so goed moet ken dat ons die dwaling onmiddellik kan identifiseer en raak sien as dit na ons kant toe kom en sê, hiermee wil ek niks te doen hê nie. Dis nie die waarheid nie. U ken mos die bekende illustrasie van die forensiese ouens wat valse geld moet ondersoek. Hoe werk hulle opleiding? Hulle bestudeer net die egtenote. Dis al wat hulle doen. Hulle is die heel dag met die egtenoot besig. So as daai oue vals noot in sy hand kry, dan weet hy onmiddellik, dis nie die egte nie. Dit is nie nodig om hulle al die vervalsings te leer nie. Hy leer net die ware note. En so is dit met die evangelie. Hoe beter ons Jesus leer ken, hoe inniger ons verhouding met hom is, hoe meer ons sy woord bestudeer en dit ons eie maak, hoe makliker herken ons die gevare, die misleiding en die waarheid kan ons op die regte spoor bring en die waarheid verander ons lewens. Daarom vanoggend die oproep aan ons elkeen se hart, bly naby God. Bly naby sy woord. Bly naby die gemeente. As jy in 'n gemeente is waar die waarheid verkondig word, sê vir die Here dankie en bly naby daardie gemeente, want God beskerm sy gemeente deur die waarheid. Amen. Vader, baie dankie vir die groot genade. Dankie vir die waarheid van u woord. En dankie vir hierdie ou kort reeksie in die Julie vakansie uit Paulus se brief aan Titus. Ons sien ook uit na vanaand se gedeelte waar ons kom leer hoe ons lewens die evangelie wat ons vrygekoop het, die evangelie waaruit ons gered is, hoe ons lewens daardie evangelie kan versier. Om te dink, Here, dat u ons nietige mense so wil gebruik, is 'n groot eer en 'n groot voorreg. Daarom sien ons uit na ons vergadering ook vanaand en ons vra dat u ons in hierdie aand sal ontmoet en ryklik sal seën. Wees met ons in hierdie dag, Here. Baie families kuier vandag, eet lekker saam. Dis 'n rusdag. Ons gaan die naam van die Here ook op hierdie dag groot maak en
En ons wil vra dat U vir ons asseblief ryklik sal seën. Om Jesus ontwil. Amen.